Vandag wil ek jou begelei in 'n baie spesifieke gebed, en dis 'n gebed in tye wat ons deur 'n storm gaan. Maak nie saak of jy jonk of oud is nie, hierdie is vir enige iemand wat deur 'n storm gaan. Een van die mooiste gedeeltes in die Bybel oor 'n storm is Jesus en sy disippels op die boot in Markus 4. Ek wil jou vra, maak jou oë toe, haal stadiger asem en luister na hierdie storie terwyl jy jouself inleef as een van die disippels op die boot. Op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. Hulle het toe die skare agtergelaat en hom saamgeneem, aangesien hy reeds in die boot was. Daar was ook baie ander bote by hom. 'n Ewige stormwind het opgekom en die golwe het in die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. Hy self was egter agter in die boot op die kussing aan die slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, wees stil, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. Hy vra hulle toe, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Jesus vra jou ook vandag, waarom is jy bang? Het jy steeds nog nie geloof nie? Ek wil jou vra, sluit jou oë en sien die storm wat jy tans beleef in jou lewe. Dalk is dit miskien 'n probleem met verhoudinge wat stormagtig is, met 'n vriendskap. Dalk miskien is dit eksamen wat vir jou voorlê en dit is stormagtig. Ek wil hê jy moet sien hoe daai storm in hierdie stadium in jou lewe gebeur en sien ook waar Jesus lê en slaap. Hy wat jou uitnooi om jou geloof in hom te plaas. En dan herhaal jy saggies saam met my, Here, ek gee oor. Here, ek vertrou U. Herhaal dit nog 'n keer saam met my. Here, ek vertrou U. Here, ek gee oor. Ek wil hê jy moet jouself sien waar jy vandag eers in 'n stormagtige situasie gaan wees. 'n Klaskamer, dalk 'n kantoor by die werk, dalk 'n sitkamer by die huis. Terwyl jy die stormagtigheid van die situasie beleef, gebruik jou verbeelding en sien nou hoe Jesus agter jou staan en jou vashou. Sien hoe Jesus kalm is, terwyl die klank van die storm sagter word in jou gedagtes. Sien hoe Jesus vir jou sê, ek is saam met jou, ek is met jou, en jy's nie alleen nie. Ek wil jou ook nou nooi in hierdie oomblik om vir iemand te bid wat deur 'n stormagtige tyd te gaan. Dink nou aan iemand spesifiek, 'n vriend, vriendin, familielid. Kom ons bid nou spesifiek vir hulle. Here, dra hulle deur hierdie storm. 'n Tyd wat moeilik is en 'n tyd waar hulle wonder waar U is. Help hulle om te weet dat U is ook in hulle boot. Dankie Here dat U saam met ons in ons lewensboot is. Al mag dit dalk soms voel of U slaap, en hoekom doen U nie iets aan ons situasie nie? Word ons vandag weer herinner om rustig te raak, om stil te word en te weet U is God. In Jesus naam, amen.